Goeiedag geliefdes, ek groet u andermaal in die naam van ons Here Jesus Christus. Bid dat die woord van die Here vir u maar weer uitdaging sal wees, soos vir my is, in my voorbereiding daarvan, en dat die Here vir ons ryklik gaan seën, terwyl ons saam na sy woord kyk. Ons is besig met Psalm 119. Ons gaan vandag lees daar by die 41ste en 42ste vers, maar ek wil tog vir die terugneem na verse 38 en 39 en 40. Hoor wat het hy gesê? Wend my smaadheid af, wat ek vrees, want u verordeninge is goed. Gewis, ek het 'n begeerte tot u bevele. Maak my lewend deur u geregtigheid. Wat hierdie smaadheid was in die lewe van die psalmis weet ons nie. Ons weet nie waarna hy verwys het nie, ons het gereken, dit kan miskien sy sonde met Batseba wees, wat hy vir hoe lank verborge gehou het en uiteindelik is geopenbaar, die skuldgevoelens wat hy gedra het die hele tyd, om die hele tyd hierdie ding toe te hou, dat niemand daarvan weet nie, maar een of ander smaadheid het in sy lewe ontstaan, waaroor hy 'n bespotting raak, wat aan mense bekend geword het, en hy pleit dat die Here hom sal help, dat mense hom nie daarmee sal straf nie. Dis geweldige woorde as hy sê, u woord is waarheid. Dit wat u sê is nie verkeerd nie, Here. Dit wat u verwag is nie verkeerd nie, Here. En geniet dit is geweldig as die psalmis, as dit ware vir die Here wil sê, Here, ek weet wat my skuld is, ek weet ek is voor u skuldig. En daardie smaadheid kan ook in jou my lewe teenwoordig wees, in die sin van dat ek weet waarmee ek besig is, niemand anderster behalwe God weet nie, maar my gewete druk swaar op my. Nou sê hy, Here, u woord is waarheid. En dan is daar weer 'n sug en 'n pleidooi in sy hart. Ek het 'n begeerte tot u bevele. Ek het 'n begeerte om te hoor wat u sê. En geliefdes, wanneer 'n mens hierdie woorde hoor, aan die een kant 'n smaadheid wat daar op sy gemoed gerus het, aan die ander kant, ek het 'n begeerte in my hart, 'n gewissheid, ek gewis 'n begeerte in my hart om die Here te dien. Dan dink ek onwillekeurig aan Romeine 7. Daar waar Paulus in 'n geweldige stryd verkeer en hy praat en hy sê, met die gees wil ek die Here dien. In my liggaam vind ek egter sonde, wat stryd voer teen die wet van my gemoed. Wat stryd voer teen dit wat ek graag wil wees. Ek wil die Here dien. Ek glo nie daar is enige kindjie van die Here wat so onverskillig sal wees om te sê ek wil die Here nie dien nie. Die psalmis wil die Here dien, maar ek is in 'n stryd. Ek wil Here, ek wil met my hele wese Here, maar ek besef my kleinheid en swakheid. Daarom roep hy uit, maak my asseblief lewend. Doen asseblief iets in my en verander my asseblief, Here. Verander my volgens wat u wil. Verander my volgens die weë van God en dit wat u van my verwag. Hy gebruik die woord geregtigheid. Gewis, ek begeer u bevele, maak my lewend deur u geregtigheid. Maak my lewend om volgens die reg en die geregtigheid van God te lewe. Al my dade, my handelinge en my gedagtes, dat dit die geregtigheid van God gaan openbaar en nie ongeregtigheid nie. Wat geliefdes, daar is net een van twee dinge wat waar is. Of ek behaag God, of ek is God onwelbehaaglik. Of ek is welbehaaglik, of ek is onwelbehaaglik voor God. Deur die wyse wat ek lewe en wat ek doen. Die apostel Paulus het 'n gebed gehad vir die Kolossense. En ek het dit al vir u hoeveel keer gesê, maar ek gaan dit weer vir u sê. Sodat ons waardiglik mag wandel voor hom, waardiglik voor hom mag wandel, om hom in alles te behaag, en dat ons in elke goeie werk vrug sal dra,
en in die kennis van God sal groei. Dat ons hom welbehaaglik sal dien met eerbied en met vrees. Dat ons sal doen dit wat God van ons verwag. Welbehaaglik in al ons weë, in al ons dade en al ons gedagtes. Die Hebreërs skrywe wat ek ook al dikwels vir u gekwoteer het, Hebreërs 12 vers 28. Aangesien ons so 'n koninkryk deelagtig geword het, laat ons dankbaar wees en so God met eerbied en vrees dien. Diepe dankbaarheid in my hart vir genade wat ek ontvang het, wat my noop om die Here te dien en my noop om met God 'n pad te loop. Daar's 'n verdere versoek en dis waar ons nou by kom. Laat u goedertierenhede oor my kom. Wat is die goedertierenhede van God? Ag geliefdes, ek dink jy sal saam met my stem, dis wyd, dis groot. Ons kan baie daarop borduur. Kom ons noem dit maar sommer net, Here, skenk aan my liefde in my hart vir u. Skenk vir my liefde in my hart vir u woord. Skenk vir my asseblief, Here, u sorg. Skenk vir my u beskerming. Laat u goedertierenhede, die goedheid en die genade en die guns van God asseblief oor my lewe kom. Ag Here, maak my asseblief wat u wil hê dat ek sal wees. Skenk asseblief aan my die goeie uit u hand. Bewaar my van die verkeerde. Die Onse Vader wat die Here Jesus sy disippeltjies geleer het, het mos juis geweldige implikasies. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Waar? Hier in my. Laat u koninkryk kom, waar? Hier deur my. Laat u wil geskied in my en deur my na buite. Verlos ons van die bose. Lei ons nie in die plek van versoeking nie, maak ons nuut. So asof ek vir die Here wil sê, Here, ek het hierdie bepaalde swakheid, ek het die bepaalde smaadheid wat oor my lewe is, wat ek mee worstel en niemand weet daarvan nie. En ag, kom ek wees maar sommer eerlik met u, dit kan pornografie wees. Niemand weet daarvan nie. My vrou weet nie daarvan nie. Ek sal te skaam wees dat my vrou of enig iemand ooit so iets moet uitvind. Maar ek weet daarvan, en daar's hierdie smaadheid in my hart, so asof hy sê, Here, stort u goedertierenheid, Here, oor my. Here, druk as dit ware 'n stok in die speke, dat hierdie voertuig tot stilstand gedwing sal word. Stop my, Here, weerhou my, Here, dat ek nie teen u sal sondig nie. Weerhou my dat ek nie die verkeerde sal doen nie. En weet jy, geliefdes, God is so goed. Hy weerhou jou. Baie keer dwing ons om aan te gaan met sonde, dwing ons om verkeerde dinge te doen, en dit is so asof die Here my net nie toelaat om daarby uit te kom nie. God keer my. Psalme sê, Here, die smaadheid in my hart, asseblief, stort u goedertierenhede oor my uit, sodat ek daardie Psalm 19 vers 15 in my lewe sal ken, dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart u welbehaaglik sal wees, o Here. Onthou wat ek vir u gesê het, alle sonde begin by 'n gedagte. Iets wat die duiwel jou wys, wat iets in jou wakker maak, wat die sonde in jou laat opwelm. Hy versoek jou op jou swakheid en op jou swakste punt. Daarom, Here, laat my woorde van my mond en ook die oordenking van my hart u asseblief welbehaaglik wees. Daar in Psalm 104 het ons net so 'n mooi woord, as die psalmis vir ons hierdie volgende woorde kom sê, en ek lees dit vir u. Psalm 104 en wel daar by die 28ste vers. Hoor wat sê hy vir ons. U gee dit, u gee dit aan hulle. Hulle tel dit op. U maak u hand oop, hulle word versadig met die goeie. U maak u hand oop en hulle word versadig met die goeie. U verberg u aangesig en hulle word verskrik. U neem hulle asem weg, hulle sterf en keer terug na die stof. Wie is ek en wat is ek?
Veral as ek my eie sondigheid, my eie nalatigheid, my eie faalbaarheid, my eie afvalligheid ken. Om dan vir die Here te sê, Here, sal U nie asseblief U goedertierenhede oor my sorg nie. Ag Here, ek ken my weë. Ek ken die smaadheid van my lewe. Ek weet ek is nie waar ek moet wees nie. Ek het afgedwaal, Here. Ek is nie waar God my wil hê nie. Ek weet, Here, dat die basis van my lewe is nie meer U nie. Ek wil U moet toegee tot my lewe en U goedertierenhede, U goedertierenheid oor my uitstort. Dat dit my deel sal word, Here. Soos Dawid, wat vir die Here gesê het, ag Here, ek ken my sonde. My oortredinge is voor my heeldag. As die Here jou nie bewaar nie, sê Dawid vir ons, as die Here my nie bewaar nie, as die Here sy hand nie oor my hou nie, sal my siel gou in stilte woon. As die Here nie vir my staande hou nie, dan val ek. En om hierdie goedertierenhede en genade van God groot te ag. Hoeveel keer is ek voor God skuldig? Hoeveel keer opsetlik doen ek wat ek weet ek moet nie? Ek is besig met dinge wat ek weet wat God nie behaag nie. En nogtans sny die Here nie maar sommer net my lewe uit nie, maar te midde van my sonde skenk hy aan my genade. Dis die Psalmis se gebed. Here, gee my asseblief nie oor aan my begeertes nie. Stort U goedertierenhede oor my, Here, en hou my asseblief vas. Geliefde, die Here het vir jou en my ongelooflike genade. Hy het ongelooflike genade met ons. Maar ons moet pas op dat ons nooit die goedheid en die guns en die goedertierenhede van God uitdaag en dit goedkoop maak. En in die Bybelse terme, as die Here sê, my volk terg my. As die Here sy volk aanspreek, hy sê, my volk het van my al weggehoreer. Ek is nie meer hulle eerste liefde nie. Psalme sê, Here, bewaar my. Hoor my, Here. Kom naby my, Here. En stort oor my uit wat ek nie is nie. Hy vra vir God of vir hom iets te gee wat hy nie het nie. As hy sê, o Here, dan weet hy ook met wie hy praat. Ek bid tot die allerhoogste God wat my deur en deur ken, want alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Hy ken my gedagtes, hy ken my dade, hy ken my motiewe, hy weet van my alles. En wanneer ek hierdie goedertierenhede van God in oënskou neem, dan word ek skaam dat ek partykeer so skaamteloos voor God kan sondig. So skaamteloos teenoor hom kan reageer. Bewaar my asseblief, Here. Hou my asseblief naby U, Here. Hou my asseblief staande, Here. Here, maak my wat ek nie is nie. As ons dit leer ken het, wat God vir Abraham gesê het, sal dit 'n radikale verskil in ons harte doen. Ons hoor dit, maar ek wil nie met 'n oomblik daaroor gaan bepeins. Hy sê vir Abraham 'n baie kort, maar 'n kragtige woord in Genesis 17 vers 1. Abraham, wandel net altyd voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Lewe net altyd met die diepe bewustheid, God sien, God hoor, God weet, en mag dit in jou en my hart dan 'n weerklank vind om te sê, soos Josef van ouds, hoe kan ek teen God sondig? Hoe kan ek oor hierdie genade van God stap? Hoe kan ek hierdie goedertierenheid van God minag? Hoe kan ek so ligtelik met sonde omgaan, terwyl Jesus Christus sy lewe gegee het? Terwyl God sy seun geskenk het, om my van sonde te verlos. Ek kan mos nie daarin speel nie. Ook as ek hoor wat Habakuk 1 vers 13 sê, wie is God? Eerste rein van oë, om self die sonde te aanskou. Wandel voor my aangesig. Maar onthou, ek is te rein van oë, om self sonde te kan aanskou. Besef jy hoeveel genade jy het? Besef ek hoeveel genade ons van die Here ontvang?
Het ons werklik in ons hart eerbied en ontzag en respek vir God se sorg? Hy wat alles sien, hy wat alles van my weet. Dan wil ek ook net laag voor hom buig en sê, ag Here, asseblief, hoor my gebed. Ek besef wie ek is, daarom bid ek, vanuit die bewustheid van my kleinheid, vanuit die bewustheid van my skaamtheid, vanuit die bewustheid van my swakheid, laat u goedertierende tog oor my kom. So asof hy sê, gooi dit oor my uit, Here. So asof hy sê, Here, vul my, doop my, gooi die emmer water, gooi die goedertierenheid van God soos 'n stroom water oor my en reinig my. Moet my asseblief net nie verdelg nie. Want wat ek uit u hand verdien is verdelging. Ja, dit is so, vers 40 het ons gesê, gewis, ek het 'n begeerte tot u bevele, maak my lewend deur u geregtigheid. Kom werk u geregtigheid in my, Here. Here, kom gee vir my 'n ywer. Kom gee vir my entoesiasme. Kom gee vir my 'n wil. Hoeveel kere die psalmis het al gesê, ek wil, ek wil, ek wil. Mag God in my hart 'n wil daarstel om te sê, ek wil verander, ek wil nie dieselfde bly nie, ek wil nie meer voort so lewe nie, ek wil God se beste ken. As God jou hart sien, wat uit die diepte van jou hart hom soek, as God 'n eerlike mens sien wat gebroken voor God is, geliefdes, sal God nooit by so 'n mens verbygaan nie. Dawid in Psalm 51 vers 18 in sy sonde gesê, 'n gebroke en 'n verslae hart sal U, o God, nooit wegwys nie. God het behaag in 'n gebroke en verslae hart, en God sal so hart nooit wegwys nie. Maar geliefde, hy wat weet hoe ernstig is ek oor dit wat ek vir hom sê, speel ek met sy genade? Maak ek maar net weer goedkoop gebruik van sy genade en maak ek sy genade goedkoop? Of is daar by my werklik 'n verandering, 'n hart om God te dien? 'n seer en 'n pyn in my hart as ek dink hoe kom teleurstel. 'n skaamte as ek dink die skande wat daar te snek in God is, waaroor hy gesê het, Here, verwyder asseblief my smaadheid van my. Hierdie ding wat tussen ek en U staan, hierdie ding wat my lewe beheer, asseblief verwyder dit. Ag, mag die Here vir jou en my help. U heil, mooi woord, nee. Laat U goedertierenheid oor my kom, o Here. U heil volgens U belofte. Wanneer ek die woord heil lees, dan is dit, Here, goedheid, guns, gesondmaking, genesing, herstel. Daar het heling gekom. U heil, U verlossingsdade toegetree tot my lewe, en ek het verander. O Here, U heil, volgens U belofte. Daardie wat U beloof het, dat as ek na U toe kom, sal U my vrymaak, sal U my vergewe, en sal U my herstel. Ek dink dit is vers 8 wat het vir ons gesê het, so mooi. Ek sal U insetting onthou, verlaat my net nie geheel en al nie. Here, ek wil U dien. Laat U heil, daardie verlossing in my lewe kom. Geliefdes, God het jou nie alleen verlos, wat jou siel aanbetref nie. Hy het jou nie alleen gered nie. Hy wil jou verlos van alle ongeregtigheid. Hoor hoe mooi. Hy is sonde gemaak, dat ek en jy kan word geregtigheid van God in hom. Dis wat ek gebid het. Here, gee vir my U geregtigheid. Gee vir my die lewe van Jesus. Gee vir my die karakter van die Here Jesus. En wat vir my so mooi is, volgens U beloftes. Geliefdes, ek en jy beloftes wat God ons gee, wat elkeen ja en amen is, as ons net sal reageer op God se woord. Hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Maar kom nou en laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, ek sal dit maak wit soos sneeu. Numeri 23 vers 19, sal God iets sê en dit nie doen nie? Sal hy uitspreek en dit nie waar maak nie? Titus 1 vers 2, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Dit wat hy beloof, sal hy doen.
En op grond van sy belofte kan ek na hom toe kom en sê, Here, U het vir my heil bestem. U het vir my geregtigheid bestem. Ek sien dit egter my lewe nie so dit moet wees nie. Here, U het gesê, U sal my help. U het gesê, as ek na U toe vlug, sal U daar wees vir my. Gee dan asseblief vir my vanuit U goedertierenhede, vanuit U genadehand, gee vir my vryheid, maak my vry, verlos my, o God, dat ek 'n ander mens kan wees. Ag, Dawid sê, Here, U het self in die verre vooruitsig oor my gepraat. Beloftes wat U vir my gemaak het. Beloftes waaraan ek vashou. God het vir my gesê en ek hou God vas vir dit wat hy vir my gesê het. Daar in Josua, die 23ste hoofstuk, en wel daar by die 14de vers staan hierdie woord. En kyk, ek gaan vandag die weg van die ganse aarde. Maar julle moet erken met julle hele hart en met julle hele siel, dat nie een van die woord van al die goeie woorde wat die Here julle God oor julle gespreek het, onvervuld gebly het nie. Alles het vir julle uitgekom, nie een woord daarvan het onvervuld gebly nie. God sal dit vandag nog vir jou doen. Hy het 'n belofte gemaak. As jy met jou hele hart en jou hele wese aan hom toe kom, gaan hy jou ontmoet. Hy het vir jou 'n belofte gemaak in die verband, geliefde, en hy gaan dit nakom. Wil jy saam met my let by die eerste hoofstuk? Wat was God se voorwaarde vir sy seun? Jy sien, ons moet ook nie die goedertierenhede van God goedkoop maak nie. Jy onthou dit. Wees net baie sterk en volmoed om nougeset te handel volgens die hele wet van Moses, my knegt, jou beveel het. Wyk daarvan nie links of regs af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy heen gaan. Hierdie wetboek mag uit jou mond nie uit nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou dit nie beveel nie? Wees sterk en volmoed, wees nie bevreesd of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Ek gaan ook vir u lees daar in die 7de hoofstuk van Josua, eerste vers. Maar die kinders van Israel het hulle vergryp. Onthou jy wat God gesê het, bangoed oor Jerigo? Het hulle vergryp aan die bangoed. Want Achan die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, van die stam van Juda het van die bangoed geneem, sodat die toren van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. En dan daar die 14de vers. Kom dan môre vroeg, volgens julle stamme. En die stam wat die Here die lot aanwys, moet aankom volgens hulle geslagte. Die geslag wat die Here aanwys, moet aankom volgens hulle gesinne. Die gesin wat die Here aanwys, moet aankom man vir man. En Josua het vroeg die môre klaar gemaak. En Israel laat aankom volgens die stamme. En jy ken die uiteindelike verhaal. Uiteindelik word hy gedood. 26ste vers. Hulle het 'n hoop klippe op hom gestapel, wat tot vandag toe daar is. Toe die Here hom afgewend van sy toren, van die gloed van sy toren, daarom noem hulle die plek Dal Agor tot vandag toe. Josua, ek wil jou seën. Josua, ek wil my goedertierenheid oor jou uitstort. Josua, ek wil vir jou rykdom van my genade gee. Maar wees net baie nougeset daarop, dat jy hierdie genade van God nooit goedkoop maak nie. Geliefdes, die beloftes van God is nie goedkoop nie. Die beloftes van God is gekoppel aan gehoorsaamheid. Die beloftes van God is gekoppel aan 'n navolging van God. Is gekoppel aan die verbond wat God met sy volk gesluit het. Daarom dat ek en u sal roep, stort u genade oor my uit, maar ook Here, help my om u genade te eerbiedig, om in 'n intieme verbondsverhouding met God te lewe. U is getrou. U wil u woord aan ons bewys. Ek wil weer vir Jesaja 30 gee. Ek sê hom vir u so baie, maar kom ek sê hom weer. Met ongeduld wag God daarop om ons genadig te wees. Daarom, geliefde, as jy dan in jou lewe 'n bepaalde probleem het, as jy 'n bepaalde krisis in jou lewe het, hoor net wat sê die psalmes vir ons.
Laat u goedertierenhede oor my kom, o Here. U heil volgens u belofte. En dan sê hy, sodat ek my smader iets kan antwoord, want ek vertrou op u woord. Ag, as daar 'n aanklag na my kom teen my smader, as daar 'n beskuldiging na my toe kom, dat ek ten minste sal kan sê, dis waar wat jy sê, maar God. Ek is skuldig, maar die Here het my vergewe. Ek was onder die toorn van God. God het sy genade en goedertierenheid oor my uitgestort. En geliefdes, as jy die Here vertrou vir beloftes wat hy vir jou gemaak het, as jy die Here vashou vir dinge wat hy vir jou gesê het, dan sê Habakuk 2 vers 15 vir ons so mooi woord. As dit vertoef, wag daarop, want al te seker sal dit gebeur wat God gesê het. Vers 42. Ek wil my teestanders kan antwoord. God, die allerhoogste God se heil, die allerhoogste God se goedertierenheid, die genade van God het my herstel en my uit my elendige toestand verlos. 'n Kind van God is nie vrygestel van probleme nie, maar 'n kind van God is verseker dat God saam met hom in sy probleme is. Ek is saam met jou, Job. Jy word aangekla, valslik aangekla. God is daar. God staan by Job. En uiteindelik stort God sy goedertierenheid oor Job uit, dat die Here vir die teestanders van Job sê, nadat hy vir hulle gebid het, julle het teen Job gesondig. Julle het my kind onskuldig beskuldig. Julle moet met Job gaan vrede maak. Here, dat ek iets het om my teestanders te kan antwoord. Die geestelike lewe is nie maanskyn en rose nie. Dis een lang stryd. Daarom sê Efesiërs 6, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy weerstand kan bied. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen die magte, teen die bose geeste in die lig. Maar ons het 'n God van goedertierenheid, ons het 'n God van trou, ons het 'n God wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Ons het 'n God tot wie ons kan bid. En hy kan sy goedertierenhede oor ons uitstort en hy kan ons nuut maak. Al ons smaad, al ons skuld, al daardie laste wat soos loodballe saamgesleep word, kan hy jou van vry maak. Daar is niks in hierdie lewe wat God jou nie kan verlos nie, broer. My suster, daar is niks wat God jou nie kan van vry maak, as jy wil vry wees nie. As jy dit 'n stryd maak, as jy werklik daaroor bid, as jy saam met Paulus in Romeine 7 sê, wie sal my verlos van hierdie liggaam van die dood? Ek kan nie vrede daarmee maak nie, ek sal nie vrede daarmee maak nie, en ek sal voor God pleitend staan om te sê, Here, laat u goedertierenhede oor my kom. O Here, almagtige, ewige God, u wat kan, u heil volgens u belofte, maak my nuut. Psalm 85, Psalm 81, herstel ons, o God. Maak ons lewend, o God. O Here, dat ons God welbehaaglik sal dien, met eerbied en vrees. Dat ons God sal dien met ons hele wese. Dat ons ten alle tye God sal behaag. Bid vir my. Ek bid vir jou. Ek is ook in 'n stryd, jy's ook in 'n stryd. Ons is kinders van die Here, ons het dieselfde aardse vyand. Maar kom ons leer daardie ou woordjie wat Petrus sê. Nie bid nie, waak en bid, dat jy nie in versoeking kom nie. Waak en bid, dat jy nie in versoeking kom nie. Let op wat oor jou pad kom. Vra jouself, en sal dit die guns van God vir my beteken? Sal dit die goedertierenheid van God oor my bring? Sal dit sy goedertierenheid oor my lede oor my loslaat? Sal ek die seënende hand van die Here ken? En die antwoord daarop is baie eenvoudig, ja of nee. As dit ja is, buig. As dit nee is, vlug. Mag die Here vir u ryklik seën. Ons praat volgende week weer met mekaar. Die Here seën vir u.